Welkom terug, en vandag is ons by les 14, en het sê, God het nie 'n betekenislose wêreld geskep nie. Vandag se idee is natuurlik die rede waarom 'n betekenislose wêreld onmoontlik is. Wat God nie geskep het nie, bestaan nie. En alles wat bestaan, bestaan soos hy dit geskep het. Die wêreld wat jy sien, het niks met die werklikheid te maak nie. Dit is jou eie maaksel en dit bestaan nie. Vandag se oefeninge moet deurgaans met geslote oë gedoen word. Die tydperk waarin jy jou geestesdenke ondersoek, behoort kort te wees, hoogstens 'n minuut. Moenie meer as 3 oefenperiodes met vandag se idee hou nie, tensy jy hulle gemaklik vind. Indien wel, sal dit wees omdat jy werklik begryp waartoe hulle dien. Vandag se idee is 'n verdere stap om te leer om die gedagtes wat jy op die wêreld geskryf het, te laat vaar en hulle plek die woord van God te sien. Die eerste stappe in hierdie omruiling, wat in werklikheid verlossing genoem kan word, mag redelik moeilik en self behoorlik pynlik wees. Sommiges sal jou prompt uit vreesbevange maak, maar jy sal nie daar gelos word nie. Jy sal ver daarby verbygaan. Ons pad lei na volmaakte veiligheid en volmaakte vrede. Dink met geslote oë aan al die afgryslikhede in die wêreld wat jou geestesdenke te binne skiet. Noem elkeen by die naam soos dit by jou opkom en ontken dat die werklikheid daarvan. God het dit nie geskep nie en dus is dit nie werklik nie. Sê byvoorbeeld: God het nie daardie oorlog geskep nie en dit is dus nie werklik nie. God het nie daardie vliegtuigongeluk geskep nie en dus is dit nie werklik nie. God het nie daardie ramp spesifiseer geskep nie en dit is dus nie werklik nie. Geskikte onderwerpe vir die toepassing van vandag se idee sluit ook enigiets in wat jy bang is met jou mag gebeur of met enige een oor wie jy besorgd is. Die ramp moet in elk geval spesifiek omgeskryf word. Moenie algemene terme gebruik nie. Moet byvoorbeeld nie sê, God het nie siekte geskep nie, maar God het nie kanker geskep nie, of hartaanvalle, of wat ook al vrees by jou ontlok. Dit is jou persoonlike repertoire van afgryslikhede waarna jy kyk. Hierdie dinge is deel van die wêreld wat jy sien. Sommige daarvan is gemeenskaplike illusies en ander is deel van jou persoonlike hel. Dit maak nie saak nie. Wat God nie geskep het nie, kan slegs in jou eie geestesdenke, apart van syne, bestaan. Daarom het dit geen betekenis nie. Sluit ter erkenning van hierdie feit die oefenperiodes af met 'n herhaling van vandag se idee. God het nie 'n betekenislose wêreld geskep nie. Vandag se idee kan natuurlik op enigiets toegepas word wat, buite die oefenperiodes, jou gedurende die dag ontstel. Wees baie spesifiek in die toepassing daarvan. Sê: God het nie 'n betekenislose wêreld geskep nie. Hy het nie, spesifiseer die situasie wat jou ontstel, geskep nie, en dit is dus nie werklik nie. Dankie dat jy hier is. Onthou om die les te oefen. Vergewe, sien anders, leef in lig.